Wanneer jy inteken op Bybeltyd, dis nou nader in Eenvoud se Facebookgroep, is daar 2 vrae wat ek jou vra om 'n beter idee te kry van watter tipe inligting oor die Bybel vir jou van waarde gaan wees. Keer op keer kry ek iewers die antwoord dat die persoon graag wil leer hoe om Bybelverse te memoriseer. Ek kry ook soms die antwoord dat die persoon wil leer hoe om die Bybel in sy of haar lewe toe te pas. Daarom gaan ons vandag gesels oor die stappe wat jy kan neem om Bybelverse te memoriseer en dit sommer in jou lewe toe te pas ook. Stap 1. Kies 'n vers. Die eerste stap is om 'n vers te kies wat jy wil memoriseer. Dit kan enige vers in die Bybel wees. Dalk wil jy verse memoriseer wat jou bemoedig. Of dalk wil jy fokus op die beloftes van God. Of miskien is verse wat jou help om sekere uitdagings wat jy in jou lewe het te hanteer, die verse wat jy graag wil memoriseer. 'n Vers wat baie mense al gememoriseer het, is Filippense 4 vers 13, waar daar staan: Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Stap 2. Lees dit hardop. Nadat jy 'n vers gekies het, gaan jy dit 'n paar keer hardop vir jouself lees. Die stap help jou brein om op die woorde te fokus, sodat jy dit beter kan onthou. Dit help jou ook om na te dink oor wat daar in die vers staan. Stap 3. Skryf die vers neer. Volgende gaan jy die vers neerskryf. Begin deur dit in 'n joernaal of notaboek neer te skryf. Skryf dit 'n paar keer na mekaar. Jy weet, soos ons in die laerskool gemaak het toe die juffrou vir ons uitskryfwerk gegee het. Kry ook vir jou 'n kaartjie waarop jy die vers skryf. Dra die kaartjie by jou, sodat jy gereeld, wanneer jy daaraan dink, na jou vers kan kyk en dit kan lees. Dis 'n goeie manier om 'n vers in jou geheue vas te lê. O ja, en moet verkieslik nie jou foon se nota-app vir hierdie stap gebruik nie. Dis dan heeltemal te maklik om van jou vers wat jy memoriseer te vergeet en op al die ander aanloklike apps op jou foon te fokus. Stap 4. Breek die vers op in klein deeltjies. Sommige verse wat 'n mens memoriseer is net 1 sin lank, so dis nie te moeilik om te memoriseer nie. Ander is weer 'n paar sinne of gedagtes lank. Wanneer jy so 'n vers memoriseer, is dit 'n goeie idee om dit in kleiner deeltjies op te deel. Vat 1 sin, 1 frase of 1 gedagte op 'n slag en sê dit vir 'n dag of 3 lank gereeld vir jouself op. Voeg dan die volgende sin, frase of gedagte by en sê die 2 saam op. Hou so aan totdat jy die hele vers kan onthou. Goed, jy het nou die vers gememoriseer, maar hoe pas jy dit in jou lewe toe? Een manier is om dit te gebruik wanneer jy bid. Veronderstel jy het Filippense 4 vers 13 gememoriseer. Jy kan dan bid: Here, U sê in U woord dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee. Help my om dit vandag te glo en op U krag staat te maak. Nog 'n idee is om dieper na te dink oor die vers deur in jou joernaal te skryf wat jy daaroor leer wanneer jy dit in konteks lees. 'n Mens verstaan baie keer beter hoe om 'n vers in jou lewe toe te pas wanneer jy die konteks in gedagte hou. Dan kan jy natuurlik ook jou vers sommer net vir jouself sê wanneer die lewe druk en jy bemoediging nodig het. As jy byvoorbeeld 'n moeilike dag het, herinner jouself: Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Om die Bybel te memoriseer is 'n wonderlike manier om die woord van God in jou hart te dra. So, gebruik die stappe waaroor ons gesels het en begin vandag nog om die Bybel te memoriseer. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om sy woord in jou hart te bære deur dit vers vir vers te memoriseer.